behandeling, wil ek saam met julle begin met 'n teksgedeelte as 'n fotumgebed in Johannes hoofstuk 1. In Johannes hoofstuk 1 begin Johannes nie soos Matteus en Lukas met 'n geboorteverhaal nie. Hy begin op 'n bietjie meer filosofiese manier, maar dit is baie, baie kragtig in dit wat hy sê. Hy sê hier, in die begin was die woord daar. Dit is soos wat die eerste boek in die Bybel, soos dat hy geskryf is, Genesis begin. In die begin. Onthou julle? In die begin, die woorde. Hier sê Johannes, in die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Nou as ek en jy weet, as jy al ooit in 'n regtige stuk donker duisternis was, waar jy niks kan sien, niks voor jou hand kan sien nie, dan sal jy weet, as jy net 'n vuurtjie trek, die kleinste denkbare liggie, vlammetjie, bring lig rondom jou. En hier sê Johannes, die lig wat gekom het, skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie oorwin nie, want die lig verdryf die duisternis. En ook as ons vanoggend dink, die hoop, die kers van hoop, dit verdryf die duisternis in ons binneste, in die wêreld rondom ons. Ons kan daarmee lewe en sterwe. En ek wil graag vanoggend vir julle nooi om dit te doen. Ook nou as ons saam sing, en ons sing van die liedere wat vir ons opgewonde maak oor hierdie tyd, doen dit met oorgawe, want ons is kinders ook van die lig wat saam lewe. Kom ons doen dit met vreugde en met oorgawe. Kom ons staan op en dan loof en prys ons die Here lekker saam vanoggend. Prys hy die hemele, die Heer, gee engele aan hom die eer. Prys son, prys maan en prys hom ster. Die hemelwesens hoog en ver. Kom prys die Heer met dankbaarheid. Prys hom in al sy majesteit. Die mens wat naby aan hom staan. Eeuwig en halleluja, amen.
is asof die engel die boodskap nog bring van Jesus se vrede wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so. Die herders en wysers het dit eerste geglo. En deur al die jare bou Jesus sy kerk. Die Gees en die Woord kom geloof in ons werk. Al was ek nie daar nie, vandag kan ek weet dat Jesus die Koning my nooit sal vergeet. En wanneer ek eendag na die hemel moet gaan, het 'n krib en 'n kindjie die weg my gebaan. O kom nou, Here Jesus, en maak alles nuut. Al die lyding en hartseer, al die seer en verdriet. Dis net die Kersfeeskindjie wat ons sonde afstroop. Dit is net U, Heer Jesus, waarop ons sal hoop. Daar is meer in hierdie lewe as om bloot net te bestaan. Daar is oorvloed in die redding. Ek is die erfgenaam. Daar is meer, U gee meer. Genade is my storie en liefde my verhaal. Ek het meer as net my woorde dat mense kan verstaan. Daar is meer want U gee 'n liefde wat oorweldig, 'n liefde wat net gee. Oor as die berge, dieper as die see. Jesus, in U is daar meer. Dit is meer as net bestaan.
vanoggend by u voete kan kom stil raak. Here Jesus, in u is daar meer. Here, my gebed vanoggend is dat ons dit elkeen weer opnuut vanoggend sal besef en sal ervaar, Here. En dat ons die arms van liefde en genade om elkeen van ons vanoggend sal kom voel. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, daar word 'n Duitse verhaaltjie vertel van 'n klein dorpie in die platland van Duitsland wat op 'n heuwel gebou is. En elke middag het 'n klomp van die kinders van die dorpie op die dorpsplein sokker gespeel. Geheel en gegil en gehardloop en gespeel soos net kinders kan speel. En elke dag het elkeen van die kinders elke dag 'n ander ene, 'n beurt gekry om op die rand van die dorpie in 'n boom te klim, sodat hulle die pad in die vallei af kan dophou. En elke middag het dit so gebeur, dat die een wat waghou op 'n sekere stadium aangehardloop kom na die maats op die dorpplein en dan so hard as moontlik geskreeu het, Der Vater komt, der Vater komt. En binne 'n minuut was dit doodstil op die dorpsplein. Al die kinders was in hulle huise of besig met hulle bietjie skoolwerk wat hulle dalk nog moes gedoen het, of hulle was besig met huistakies. Byna al die paas in die dorpie het in die saagmeule onder in die vallei gewerk. En byna almal van hulle was nors, kwaai en bevoeterde mense. Hulle het geglo kinders wat speel of kinders wat niks het om te doen nie, vang al ewig net kattekwaad aan. En daarom was enige rede vir 'n goeie pak sla 'n goed genoeg rede. Al die paas het by hulle paas weer geleer. Dit is hoe 'n mens kinders grootmaak. Streng, kwaai. Jy hou hulle dop. Jy straf hulle as hulle die geringste misstap begaan. En die kinders het groot geword met die idee, jy moet bang wees vir jou pa. Jy moet in jou spoor trap. Elke liewe dag moet jy in jou spoor trap, anders gaan jy dit ontgeld. Nou vriende, ek het al baie keer gewonder as ek luister na hoe mense oor God praat en hoe oor God dink. En soms vang ek myself dat ek op 'n soortgelyke wyse reageer. En ek het al baie keer gewonder, waarom is dit dat ons God voorstel so maklik as 'n kwaai gryskop man wat vanuit die hemel ons sit in dophou en wat reg sit om ons te straf. Wat sit en kyk met arendsoë. Is jy nie nou so 'n bietjie van die pad af en dan gaan hy met alles waaroor hy beskik jou looi. En ek het gewonder as mense 'n bietjie na die wetenskap daarvan gaan kyk, van die sielkunde en die sosiale wetenskappe, dan kan 'n mens aflei, dit het waarskynlik te maak met hoe ons aardse paas ervaar het. Ons dra daardie persoon net oor in ons eie lewe na ons kinders toe en hulle kan dit waarskynlik weer so na hulle kinders toe oordra. Of dalk was daar 'n manlike onderwyser wat 'n baie betekenisvolle rol in my lewe gespeel het, maar wat so kwaai was. Of dalk
'n dominee in die kerk waar ek groot geword het. Was kwaai, ongenaakbaar, het net die reëls uitgelê. En dit vir jou vertel hoe verkeerd jy kan lewe, maar nooit vir jou vertel hoe vreugdevol die lewe kan wees nie. Nou as 'n mens die Bybel gaan lees van voor tot agter, dan is die bevrydende ontdekking in die Bybel en hoe die skrywers van die Bybel God beskryf in die Bybel, hoegenaamd nie so nie. God tree nie so op nie. Dat hy fyn vir jou sit en dophou en elke dingetjie wat jy nie reg doen volgens sy wil nie, sal hy vir jou met groot vreugde en baie pyn vir jou, sal hy jou straf. Nou, dalk wil jy vra, nou, as dit dan nie is hoe God is nie, en as die Bybel vir ons vertel, hoe is God dan? Wat 'n beeld of wat 'n prentjie of wat 'n voorstelling is die wyse waarop die Bybel vir ons God wil wys? Nou wel, as 'n mens die beskrywings van die eerste eeu na Christus volg, al die skrywers in daardie tyd, dan het al daardie skrywers, die evangelieskrywers, Paulus, wat 'n klomp briewe geskryf het hulle uit die geskrifte 'n God leer ken, wat hoe is? Soos Jesus. Die God wat hulle verkondig het, is soos Jesus. En hulle God, as hulle skryf oor hierdie God, dan is hy verrassend anders as wat hulle gedink het. Verrassend anders as wat byvoorbeeld die fariseërs en die skrifgeleerdes destyds vir die mense dit geleer het. Hy was terselfdertyd ook so naby, so bekend, soos Jesus, wat hulle geleer ken het. Nou ek wil vir jou nooi om vandag 'n gedeelte saam met my oor na te dink, en dat ons daarin kan probeer raak sien, hoe lyk God? Wat doen hy? Hoe is hy? En die gedeelte wat ons met mekaar gaan saamlees is in Johannes 1 vers 1 tot 18. Ek het die eerste 5 verse reeds gelees toe ek in die begin ons diens begin het. Maar die teks is op die skerm as jy dit soek in die Bybel, dis die Nuwe Testament in Johannes hoofstuk 1, die evangelie volgens Johannes, maar die teks gaan julle ook op die skerm kry, so julle kan dit so volg. Daar staan in Johannes hoofstuk 1: In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie. Nie die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit: dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Nou vriende, as 'n mens in die Bybel lees, die begrip die woord in die Nuwe Testament in die Grieks word vertaal met hologos, die woord, is 'n baie bekende en 'n algemene erkende manier waarop die Bybelskrywers na Jesus verwys het, veral die Nuwe Testamentiese skrywers. En Johannes vertel hier deurslaggewende waarhede aangaande Jesus. In die eerste paar verse begin hy reeds om hierdie waarhede neer te sit om te sê, dit is
die werklikheid. Hy sê daar, die woord was van die begin af daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Met ander woorde, Jesus was van die begin af daar. Hy was self God, hy was by God, en hy was self God. Jesus is ewig, van ewigheid tot ewigheid, omdat hy ook self God is. Dan sê hy, alles het deur hom tot stand gekom. Nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Omdat Jesus ewig is, was hy in die ewigheid by die skepping. Alles wat bestaan, ken Jesus. Hy het dit geskep. Hy hou dit steeds in stand. Hy sal dit tot in ewigheid in stand hou, omdat hy daarbey betrokke bly. Dan sê Johannes verder, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Hierdie Jesus wat self God is, sy naam is Immanuel, so lees ons, God by ons, het die engel vir Josef gesê in 'n droom, dit is hoe jy hom moet noem. Hierdie Jesus kom van God af, omdat hy self God is, kom hy na die aarde toe, hy word as 'n mens gebore. Nie as 'n klein prinsie of as 'n goddelike wese nie, maar as mens, volledig mens. Hy's 'n babietjie soos wat enige van die babietjies hier in ons erediens is. Hy het groot geword soos wat enige van die klein kindertjies hier in ons gemeente groot word. Hy het 'n volwassene geword. Hy was mens. En dan sê Johannes 'n bietjie verder, niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun self God, die het hom bekend gemaak. So hoe kan 'n mens God die Vader leer ken? Net deur Jesus. Hoe kan jy God aanspreek in gebed? Net deur Jesus. Hoe kan jy God aanbid? Net deur Jesus. Hoe tree jy by God in? Hoe pleit jy by God? Net deur Jesus. Hy is die middelaar, hy is die een wat gestuur is, hy is die een wat gekom het, wat tussen ons en God staan. Nou Johannes wil dit baie duidelik maak, die onoorbrigbare afstand wat daar gekom het tussen God en die mens, wat die mens self veroorsaak het, deur sy eie gebruik, onverskillige gebruik van sy God gegewe vryheid. Hierdie afstand het Christus uitgewis, toe hy op Golgotha tussen hemel en aarde gehang het, om te sterf, en toe hy uit die dood uit opgestaan het, na 'n nuwe lewe, toe hy opgewek is deur sy Vader. Hierdie afstand is as te ware deur Jesus Christus oorbrug, en daardeur, deur die kruis, deur Christus se sterwe, deur sy opstanding, kan ek en jy nou tot by God kom. Meer nog, ons kan kind van God word. Ons kom nie net tot by God nie, ons word 'n kind van God. Vir wie is jy as jy 'n ouer is, die heel liefste? Vir jou kinders. En jou kleinkinders. Daar's niemand anders wat jy so lief het, soos jy is hulle nie. Ons kan kind van God word. En dan kom Johannes in vers 12, wat ons gelees het, en hy sê uitdruklik, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Nou, as 'n mens die teks so lees, en ek het nogal lank daaroor gedink, en vir 'n lang tyd in my lewe ook op hierdie wyse daaroor gedink, beteken dit dan, in hierdie teksvers, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Beteken dit, dat ek eers nadat ek Jesus aangeneem het, en in hom glo, dat ek dan 'n kind van God word? Is daar hierdie progressie in die teks? Ek moet dus iets doen, ek moet iets wees, ek moet iets bereik om 'n kind van God te word. Is hierdie volgorde wat Johannes hier skryf, die goeie nuus, die evangelie? En die beste plek om te gaan kyk daarna is in die Griekse teks. Hoe sê die Griekse teks dit? Nou ek gaan nie vir julle die Grieks op die skerm gooi nie, want niemand van julle behalwe Johan wat in die diens is hier nog enige dominees of oud dominees? Niemand nie. So niemand van julle gaan dit kan lees nie. Maar as 'n mens dit in Afrikaans vertaal, dan lyk die teks so. So. Aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te word,
die wat in hom glo. So effense afwyking, in die Afrikaanse vertaling staan daar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, die reg gegee om kinders van God te word. En nou wil 'n mens vra nou maar, as die Griekse dan so sê, dan is daar mos 'n bepaalde volgorde, bepaalde progressie. Dit lees dan net soos ons Afrikaanse teks. Daar's waarskynlik geen verskil nie. Maar onthou julle in julle skooldae en die van julle wat tieners is, onthou julle sinsontleding? Het julle al so 'n bietjie teksanalise gedoen? As 'n mens met 'n teks voor jou sit en jy gaan kyk, wat is die hoofsin, wat is die voorwerpsinne en sovoorts. Kom ons kyk wat sê hierdie teks as mens na die Grieks gaan kyk. Wat is die hoofsin daar? God het gegee die reg tot kindskap. God het gegee die reg om 'n kind van God te word aan hulle. Nou wie is die hulle? Wie is die voorwerp van die sin? God is die onderwerp, daar's 'n werkwoord, God het gegee. Wat het hy gegee? Kunskap aan hulle. Wie is die hulle? Almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo. En een van die twee voorwerpsinne dra die gewig nie. Dis 'n beskrywing van die hulle. Die hoofsin dra die meeste gewig. God het gegee. God gee die reg aan mense om kind van God te word. My geloof, my verhouding met God, my verhouding met die ewige drie-enige God, my kunskap van God kom dus nie deur my aanneem van Jesus of my glo in hom nie. My aanneem en my glo volg altyd eers op dit wat God aan my gee. Daarom die hele Bybel, as jy 'n patroon in die Bybel gaan soek, dan sal jy sien, die Here God neem altyd inisiatief in my geloof en in my lewe. Gaan kyk maar die verhale in die Bybel. Adam en Eva, Abraham, Dawid, en gaan so deur, Samson, Gideon. Dan kom ons by die Nuwe Testament, die disippels, hulle op 'n dag sien hulle nie maar, hierdie man is wonderlik, kom ons loop agter hom aan nie. Jesus sê vir hulle, kom en volg my. Paulus gedink, hy doen wonderlike werk vir die Here, hy vervolg die Christene, en toe stop die Here Jesus hom op die pad na Damaskus toe, en sê, moenie teen die prikkels skop nie, moenie probeer om iets te doen wat nie reg is nie. Volg my, ek sal jou leer. En dan verander Paulus se hele lewe. Hy neem altyd die inisiatief, hy roep my, hy het my eerste lief gehad, hy vergewe my, hy dink nooit weer aan my sonde nie, hy het die verlossing vir my voorberei, hy skenk aan my die ewige lewe om dit te ontvang. En wat nou van die aanneem en glo? Ek mag antwoord op sy genadige geskenk van lewe. En ek mag Jesus aanneem, en ek mag in hom glo, en ek mag leer om hom te vertrou, en aan hom vas te hou. As dit vir jou 'n bietjie vreemd klink, luister 'n bietjie hoe Paulus daaroor skryf, wanneer hy in sy brief aan die Efesiërs dit sê. Hy sê, ons was dood as gevolg van ons oortredinge en sondes, wat voorheen ons lewenswyse gekenmerk het. Het ons God gesoek? Nee, ons was dood. Ons het gelewe soos hierdie sondige wêreld. Ons het ons laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte. En dan as jy dit verder lees in vers 3 en vers 4 of 1, 2 en dan vers 3, dan staan daar nie, maar ons het God gesoek nie. Dan staan daar in vers 4, God is ryk in barmhartigheid, hy het ons innig lief. Later skryf Johannes, God het ons eerste lief gehad. Daarom kan ons hom lief hê. Deur sy groot liefde het hy ons saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. 3 keer in daai eerste 10 verse van Efesiërs 2 staan daar, uit genade is julle gered. Julle het niks om op te roem nie. Julle is uit genade gered. God het dit aan julle gegee. En God verklaar sy posisie teenoor ons, die helderste en die duidelikste aan die kruis. Nou het die PowerPoint 'n bietjie gehol, maar kom ons gaan terug na waar hy moet wees. Hy verklaar sy posisie teenoor ons, die helderste aan die kruis, en hy verklaar dit vanuit die geopende graf. En dan bevestig hy, en dan betoon hy sy liefde vir ons, en die waarheid dat hy altyd eerste uitreik na ons, deur die tekens van die doop en die nagmaal, die sakramente van die doop en die nagmaal. Hierdie 2 sakramente, of mense kan sê ook tekenhandelinge, wat ons in opdrag van Jesus steeds gebruik, steeds vier, herinner ons daaraan dat God, die een wat in my lewe is,
altyd eerste handel, dat hy allerminste despoot is, allerminste pretbedrywer, allerminste kwaai, wrede, ongenaakbare tronkbewaarder is, wat my gevange wil hou en my wil straf, elke slag wil straf, as ek iets verkeerds begaan. Dit is nie God nie. Hy is die God wat liefde is en wat lief het, wat so lief het dat hy sy enigste seun vir ons gegee het, as die volle losprys, wat my en jou vry laat uitstap uit die hemelse hofsaal. En in daardie hemelse hofsaal, moenie fout maak nie, is die duiwel ook daar, gaan lees maar in Sagaria. En die duiwel staan daar en hy wil ons vir die geringste misstap aankla. Wees maar seker daarvan, hy het nogal 'n dikkerige boek teen ons elkeen. Hy skryf alles neer. Op elkeen van hierdie aanklagte verklaar God die Vader dan, dis vergewe, dis uitgewis, dis kwytgeskeld, hierdie persoon is onskuldig. En wanneer die bose dan beswaar aanteken en sê, maar Here, hier staan dit wit op swart, daardie dag, daardie moment, hier het dit gebeur, dan sê die Here vir hom, jy o bose, jy kla aan en jy veroordeel en jy wil net vernietig. Ek gee lewe, ek maak nuut, ek bring vrede, ek bring vreugde, want Christus se bloed was skoon, vir ewig. Vriende, vanoggend, as ons 'n klein babietjie doop, vir klein Hannes, dan vir julle as 'n ouerpaar en vir julle as 'n familie, vir ons as 'n geloofsfamilie van klein Hannes, wil Johannes 1 vers 12 met 'n helder stem vir ons kom sê, die Here God, die ewige God, het aan Hannes gegee die reg om kind van God te wees. En Hannes kan, soos wat hy groot word, kan hy leer om God te vertrou. Deur sy ouers en die geloofsgemeenskap rondom hom, kan hy dit leer. Maar wat vanoggend hier gesê word van God se kant af, jy is deel van die uitverkorenes op aarde. God is jou ewige Vader. Die Here sal jou ewig en altyd lief hê. En julle as ouers en as familie en ons as 'n gemeente, die geloofsfamilie, mag en kan hom aanmoedig en vir hom bly sê, glo dit wat die hemelse Vader met jou doop oor jou gesê het. Glo dat dit waar is. Leef in hierdie verhouding as 'n werklikheid. Sê sonder huiwering, ek is 'n kind van God. Liewe Jesus woon in my hart. Ek is nie nooit alleen nie. God is my Vader, Jesus is my verlosser. Die Gees is elke oomblik by my om my te lei en my te beskerm. En dan vriende, leer hom, ons almal, saam met die familie, leer hom om na God toe te hardloop en in sy arms te spring. Nie bang te wees vir hom nie, maar lief te wees vir hom, na hom toe te gaan. Want die Here God se grootste vreugde is om jou in liefde vas te hou. En vir my en jou te sê, ek is jou God. Ek ken jou by die naam. Jy behoort aan my. Vriende, mag julle as familie, wat vanoggend saam met Hannes hier by die doop gaan wees, mag julle dit hoor, mag ons dit hoor. En mag ek en jy opnuut vandag ontdek, ook ek is God se geliefde kind. Hy, die betroubare God, het aan my gegee om kind van God te word en dit ewig te mag wees. Mag ons hierdie waarheid as 'n werklike hoop in die lewe indra. 'n Hoop dat God nooit aan sy belofte woorde ontrou kan raak nie. Ek wil vir julle nooi dat ons saam nou die doop kan ervaar, dat ek die doop ook bedien aan klein Hannes. Nou voordat ek dit doen, vriende, wil ek net baie kortliks saam met julle hoor, wanneer mens dink oor die doop, moet 'n mens weet dat in die doop, dit is 'n sakrament, dit is 'n handeling wat iets meer wil sê as net die blote water wat op die kindjie se voorhoof gewoonlik gedrup of gegooi word. Die doop maak dit baie duidelik dat dit God is wat met hierdie kindjie reeds besig is, vanuit die ewigheid besig is en tot in alle ewigheid sal besig wees. En dan kom hy en hy kom sê vir ons, ek wil julle herinner daaraan dat
dat ek hierdie kindjie reeds my eiendom gemaak het. Dat daar niks is wat tussen my en hom kan kom nie. Dat ek aan hom verbind is, heel eerste verbind is, en dat hy op daardie verbintenis kan antwoord. Nou ja, van die saak kan 'n mens nee sê vir enige kontrak. Jy kan enige kontrak beëindig waarskynlik. Ek het nou die dag gehoor gisteroggend die enigste kontrak wat jy sukkel om uit te kom is die kontrak met hierdie tyddeel maatskappye. Ons wil nie die kontrak opsê nie. Maar jy kan ook uit God se verbintenis met jou uittreë. Maar wanneer 'n mens as 'n geloofsgemeenskap saam op pad is, en wanneer jy as ouers en as familie, as geloofsfamilie, saam leer, 'n voorbeeld leef, dan maak jy dit vir jou kinders maklik om na die Here toe te kom, om te sê, ek is 'n kind van die Here, ek neem hom aan, ek glo in hom, ek is lief vir hom, ek is afhanklik van hom, ek lewe vir hom, saam met hom. En daarom, vriende, plaas die Here God ook ons kindertjies in 'n gemeente. Het gebruik hy so 'n teken om te sê, hulle is deel van ons, klein babietjies, klein kindertjies, jong kinders, tieners, is volledig deel van ons gemeente. En hulle neem volledig deel aan ons gemeente se lewe. En daarom kan ons 'n ruimte maak vir hulle om ook in liefde diensbaar te wees in ons gemeente. So om gedoop te wees is 'n gawe van God. Dit is nie 'n bewys van my geloof nie. Om gedoop te wees is 'n gawe van God wat vir my sê, ek kom na jou toe, ek gee aan jou. Jy kan dit ontvang. Jy kan daarmee lewe. So ek wil vanoggend vra dat Gerdus en Tia saam met klein Hannes hier voor kan kom staan en dan gaan ek vir hulle die doopvrae vra en hulle familie kan asseblief gerus saam met hulle kom en dan hier voor by hulle kom staan. Want die mense kinders word groot in 'n familie, nooit op hulle eie nie. Gerdus en Tia, daar is 4 kort vrae waarop ek wil hê dat julle moet antwoord. Dit is daar op die skerm, is ook hier agter. En die eerste vraag het te maak daarmee, aanvaar julle dat die Here God 'n belofte gemaak het vir Hannes, dat die Here vir Hannes by die doop op sy naam kom roep, dat hy hom ken, dat hy hom gekies het, dat hy gesê het, ek is jou God, ek sal altyd jou God wees. Ek beloof om altyd met jou 'n pad te loop. Nooit sy rug op Hannes te draai nie. God verander sy posisie nooit teenoor ons nie. Dan die tweede vraag het te maak daarmee dat jy beloof om Hannes te leer om die drie-enige God te leer ken, lief te hê. Nou, die aard van die saak gaan julle nie nou vir hom Bybel lees nie. Maar soos wat hy groter word en soos wat hy begin belangstel, begin 'n mens met die Bybelverhale, met Bybelboekies. En so vorder mense dan, totdat hulle self kan lees, en dan begin hulle die Bybel lees, en dan kom hulle agter, as klein kindertjies, dis nie so 'n lekker boek om te lees nie, want mense verstaan nie lekker nie. Maar dis waar mense met mekaar kan praat, en soos hulle tieners raak, lees hulle, kom hulle agter, maar dit is nogal 'n wonderlike boek om te lees. Soos met ouer raak, lees 'n mens weer en weer en weer. So Bybel lees, raak deel van 'n mens se lewe. As jy oud is, hou jy aan om Bybel te lees, al lees jy hom met 'n vergrootglas, want dit is altyd nuut vir 'n mens. So julle leer vir Hannes dit. Verbind julle gesin in die Bybel. En as mens dink aan God se woord, dan is julle self daarmee besig, in sy teenwoordigheid, saam met mense, hier in die erediens, is die Bybel die kern van waar jy mense lewe. God se woord, wat kom sê, ek gee vir julle, ek het julle lief, ek het julle eerste lief gehad. En die Bybel vertel die verhaal van God wat op pad is met mense, in liefde, in genade, in sorg en in getrouheid. En dan die laaste vraag het te maak daarmee, verbind julle gesin aan die kerk, die gemeenskap van gelowiges, wat die veilige ruimte is, wat jy weet,
hier kan ons saam op weg gaan, hier kan ek ontvang dit wat die Here vir ons gee, hier kan ek gee dit wat die Here vir my, die my gawes gee, en hier bou ons God se koninkryk, omdat ons deel is daarvan. Gerda, Cynthia, wat is julle antwoord? Goed, baie dankie. Ek wil baie graag dan vir klein Hannes doop, as ek so staan. Sy name is Johannes Matthias Brandt. Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, ons God en Hemelse Vader, wanneer ons so voor U staan, is dit in verwondering wat ons na die klein seentjie kyk, om te besef dat U reeds sy naam uitgeroep het, en dat U reeds sy naam in die handpalm geskryf het, en dat U reeds vir hom so lief is, dat U liefde nooit sal verander nie. Baie dankie dat U vir klein Hannes aan Papa Gerdes en aan Mama Tia gegee het, as 'n gas in hulle huis, om hom groot te maak, om hom te begelei, om in sy lewe te vorm. Dankie vir oupas en oumas en vriende en ander familie, wat saam met hulle, nie net vir dag 4 nie, maar saam met hulle verantwoordelikheid neem, vir sy groot maak. Wil U vir hulle seën met wysheid asseblief, onderskeidingsvermoë, maar bo alles wil U vir hulle seën met geloof, 'n liefde vir U, Jesus Christus, 'n afhanklikheid van U, Heilige Gees, en 'n nederige lewe vir U, God die Vader, sodat hy dit maklik sal vind, eenvoudig sal vind om te sê, dit is hoe mens lewe, en ek wil ook so lewe. Doen dit asseblief, Here, omdat U genadig is, en omdat U God is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek wil gou vir julle Bybeltjie gee, en die kersie. Die doopkers kan 'n mens gebruik elke jaar as 'n mens die doop vier saam met familie of op mense eie, dan kan jy hom aansteek. Hy is lekker lank, so hy kan lank brand. Jy gaan hom ons nie heeldag aansit nie. En die Bybel word geskenk en dit is klein Hannes se doop. So ekskuus, my hand is 'n bietjie klam. Baie geluk, hoor. Baie geluk. Baie geluk. Baie geluk, hoor. Baie geluk. Goed vriende, ons het die voorreg gehad om vir klein Hannes te doop. Nou het ons die voorreg as 'n gemeente, gids, daar was sy foto. Hoekom het ek dit nou nie gewys nie? Omdat die ding nou weer besluit om, kom ek wys vir julle sy foto. Dis jammer. Nie daar. Kyk hoe mooi is hy. Dis klein Hannes. Vriende, die volgende wat ons gaan doen is, ons gaan ons offergawes gee, so as daar van ons lidmate is wat vir ons kan help om gou sommer vrywillig die bordjies hier voor te neem. In die banke is 'n SnapScan kode wat jy kan gebruik, of 'n mens kan ook jou bydrae via EFT maak. Dan wil ek julle herinner aan die deuroffers vandag. By die deure kan 'n mens kontant in die houtkussies gooi. Dit is vir die bediening aan die dowes, sodat mense wat gehoorgestremd is ook die woord van God kan lees en kan ervaar. Daar's 'n spesifieke Bybel ook geskryf vir die dowes, wat mens skielik bewus raak van, as jy daaroor dink, dat mense met gehoorgestremdhede of wat algeheel doof is, kan taal nie hoor nie, so hulle kan nie woorde vorm wat ons so maklik ken nie. So mens moet 'n bietjie aanpassings maak wanneer jy die Bybel skryf. Dan wil ek julle herinner aan ons Kersinsamelingsprojekte. Daar is 2 wat ons nou mee besig is tot en met Kersfees. Die een is dat ons geld, of nie geld nie, maar dat ons Kersfeespakkies insamel vir Karl Bremmer, en dit word dan uitgedeel daar in die tyd spesifiek oor Kersfees, waar mense nog in die hospitaal is en nie kan huis toe gaan nie, of nie besoek ontvang nie. Julle sien daar die items wat 'n mens daar kan insit,
En dan borg ons die Ruitewag ledegeld van hulle lede vir 'n jaar vir 2025 teen R150 per persoon en daarmee kan die persone dan die funksies bywoon en kry hulle geleentheid ook om ete te ontvang teen 'n minimale koste. En dan die derde ding rondom Ruitewag is op Kersdag wil ons julle nou al nooi en onthou dit as julle hier is en mense eet as 'n familie saam, skep 'n ekstra bord kos, bring dit tussen 4:00 en 5:00 kerk toe en ons neem dit dan 5:00 na Ruitewag se senior sentrum en daar is gewoonlik 'n lang tou mense wat graag ook daar is om iets te ontvang en om Kersfees op 'n spesiale manier ook te vier. Dan vriende, die finansiële terugvoer en die bouprojek ondersteuning, baie kortliks. Ons wil vir julle baie dankie sê dat julle so positief gereageer het die afgelope tyd op ons op vorige terugvoer. Ek dink 'n mens is bewus daarvan, waarskynlik is jou eie finansies ook in so 'n toestand dat hier oor November, Desember en Januarie maand 'n mens se finansies so 'n bietjie van 'n vallei onderpunt slaan en dat jy weer moet opkom. Ons gemeente werk ook so. So ons wil regtig vir julle vra terwille van ons bedryfsuitgawes dat 'n mens alles kan dek, terwille daarvan dat ons uitreikprojekte kan voortgaan mee, veral rondom Kersfees waar ons betrokke is by mense wat minder welgesteld is, maar ook wat meer behoeftig is, dat ons onthou asseblief om ook in hierdie tyd gereeld ons bydraes te maak. Die maklikste is gewoonlik dan dat 'n mens 'n aftrekorder het of dat jy in jou, net soos wat jy op 'n sekere stadium al jou betalings maak, dat jy onthou asseblief ook om 'n bydrae te maak. Dat ons nie hier in die begin van die jaar met 'n swaard oor ons kop hang nie. Die laaste, ons bouprojek, ons is opgewonde, ons is besig om te kyk en wat te beplan trouens, ons is op pad om sekere veranderings en uitbreidings in ons kerkgebou te doen, vroeg in die nuwe jaar te begin daarmee, so ons is besig om die plan ook en die droom aktief te deel met almal rondom ons. Nou, die wonderlike ding is, ons gemeente beskik al oor so bietjie meer as die helfte van die fondse wat nodig is. Die tweede deel daarvan is ook 'n wonderlike deel. Ons het reeds die tweede helfte van die geld ook, maar dis nog in ons beursies. So ons moet uit ons beursies uithaal en begin gee, sodat ons die projek kan aanpak en sodat ons dit kan klaarmaak. Julle het mos al daai grappie gehoor. So, mense lag maar, want dit is mos snaaks, dit is in jou beursie. So, oorweeg asseblief 'n bydrae tot die boufonds. Veral nou dat in hierdie tyd is daar sommige van ons wat is 'n bonus ontvang, einde van die jaar bonus ontvang. Nie ons dominees nie, ons kry nie einde van die jaar 'n bonus nie. Maar dat 'n mens kan sê, ons wil graag op hierdie wyse ook die Here seën. Goed vriende, ons gaan afsluit met 'n laaste lied. So Eddie, jy kan maar oorskakel. Kom ons sê dankie vir die offers wat ons ontvang het. Here, baie dankie dat ons ook in 'n erediens nie as 'n teken van ons enige iets nie, ons status of ons gewilligheid of wat ook al nie, wat ons in die erediens ook kans kry om U te dien met ons offergawes. Omdat ons dankbare mense is, omdat ons baie van U ontvang, kan ons ook gee. En daarom, Here, wil ons bid dat U hierdie offers ook sal seën, omdat dit harte is van dankbaarheid wat dit gebring het. Ons loof U, Here, daarvoor. Amen. Kom ons staan op en sluit ons saam af. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Eddie, klik net graag ons op die ding dat die slides kan aangaan. Werk jy nou? Dit is verkeerde remote, jy is op Jurie se remote. Nee,
nou vir ek solo te sing. Sing asseblief saam. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. Yeah, my lighthouse, shining in the darkness. I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. I won't fear what tomorrow brings. With each morning I'll rise and sing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. Yeah, my lighthouse, shining in the darkness. I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Far before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. Far before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. Far before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. Far before us, you're the brightest. You will lead us through the storm. My lighthouse, shining in the darkness. I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Vriende, in die boek Romeine, hoofstuk 13, skryf Paulus 'n baie mooi kort gebed wat ek vanoggend ook met julle wil deel as 'n seëngroet wanneer ons in die week in die lewe ingaan. Mag die Here God wat Vader, Seun en Gees is en wat die bron van ons hoop is, ons elkeen deur ons geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat ons hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees wat in ons werk. Amen. Far before us, you're the brightest. You will lead us through the storm.